Goeiedag, ek is Jakkals Leroux, Veiligheidskomitee voorsitter van Vrystaat Landbou. Baie welkom by die kongres. Vrystaat Landbou is vir 'n dekade betrokke by die uitrol van die landelike beveiligingsstrategie in die Vrystaat. Die afgelope finansiële jare 26 plaasaanvalle, moorde voorkom en die afgelope 4 finansiële jare 97. Dis 'n totaal van 123 plaasaanvalle wat voorkom is. Dit verteenwoordig nagenoeg 1/3 van die plaasaanvalle en moorde omrede daar voorafskakeling van inligting tussen boerderygemeenskappe en polisiestrukture bestaan. 'n Onlangse voorbeeld is 'n plaasaanval wat in die Heilbron area verhoed is, waar die valke vooraf inligting bekom het en 4 persone gearresteer is. Die fokus van die veiligheidsplan en strategie bly steeds op die jaarlikse opgradering van die plan en inoefeninge van die LBS in al die areas van die Vrystaat. Met inperking onder die COVID-19 pandemie het inoefeninge bietjie agterweë gebly, maar dit vind nog steeds plaas in baie areas van die Vrystaat. Daar is ook mobilisasie tussen boerderye, gemeenskappe en die polisie ten einde essensiële infrastruktuur, byvoorbeeld diefstal van selfoontorings en batterye en landelike gebiede vinnig aan te spreek. Dit is belangrik dat ons tydens hierdie COVID-pandemie nie hierdie inoefeninge en samewerking met die polisie afwater nie. Ons moet probeer om dit heeltyd te volhou en te verbeter op dit. Vrystaat Landbou was betrokke by verskeie hofsaake waar borg van beskuldigdes geopeneer was. Nie ten opsigte van plaasmoorde nie, maar ook veediefstal. In sekere gevalle is artikel 212 verslae ingedien. Vrystaat Landbou was ook by besoeke van die minister van polisie in die Bethlehem area berakende die brandende hondermoord en korrupsieklagtes van polisiebeamptes wat by die pleging van georganiseerde misdade, veral veediefstal in die area betrokke is. 'n Taakspan is deur die polisie aangestel om dit te ondersoek met 'n verslag wat deur meneer Hertjie Viljoen van die beheerkamer by Bethlehem oorhandig is. Verder het Vrystaat Landbou al verskeie kere strafverswaarende getuig en plaasaanvalle en veediefstal sake en waar groot suksese bereik is. Die uitrol van die LBS gaan plaasvind met die SAPD, die met hulp van video en interaktiewe Zoom gesprekke met boerderygemeenskappe in al die clusters, distrikte, as gevolg van die inperking wat nog steeds geld op die COVID-19 pandemie. Vrystaat Landbou sal voortgaan om druk op alle rolspelers binne die kriminele strafregstelsel te plaas ten einde die regsverpligting na te kom. Baie boerderygemeenskappe het MOU's met onderskeie stasiebevelvoerders geteken waar boerderygemeenskappe in ondersteuning die polisie sal bystaan ten einde misdade in landelike gebiede te bekamp. Dit is belangrik dat ons 'n konstante verhouding te bou en inligting te skakel met die polisie. Ons moet ons negatiewe houdings laat en met positiewe houding die polisie nader en ons optredes en goed doen. Daar word ook huidiglik kyk na beter kommunikasiestelsels wat ons met Vodacom en ander organisasies gaan toets om te kyk of ons nie ons kommunikasie meer kan verbeter nie. Ek wil net vir elke lid daar buitekant sê baie dankie vir jou samewerking en ondersteuning wat jy tot die veiligheid van jou distrik, boerevereniging omgewing doen. En ons het elkeen van julle nodig om die veiligheid binne landbou suksesvol te hanteer. En die samewerking wat ons van julle het met Jane en die kantoor is uiters belangrik. As ons dit nie kan kry nie, dan kan ons nie 'n suksesvolle diens lewer aan ons gemeenskappe nie. Baie dankie. Ek is Martin de Kok, visievoorsitter van Vrystaat Landbou se Veiligheidskomitee. Oorgrensvergaderings en boeisels en werkswinkels vind plaas met die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag, Suid-Afrikaanse Polisiediens en die LER vir polisie, paaie en vervoer, ten einde oorgrensmisdade aan te spreek. Inligting word weekliks deurgegee aan die SANW se Border Safeguarding JOCOM, waar gesamentlike oorgrensmisdaadoperasies met die SAPD beplan en van stapel gestuur word. Baie analises,
Opnames en navorsing word gedoen rakende die oorsake van plaasaanvalle, moorde, asook die ander eiendomsverwante misdade waaronder mieliediefstal, onwettige jag met honde, asook die jaarlikse audit van die landelike beveiligingsstrategie. Vrystaat Landbou het hande gevat met LGV, 'n sekuriteitsmaatskappy gesetel te Parys, ten einde gestandaardiseerde en geakkrediteerde opleiding te verskaf aan boerderygemeenskappe wat boere en hulle gesinne insluit. Daar gaan gepoog word om ook later op die werkers te fokus. Daar is prosesse aan die gang om die instrukteurs in alle geografiese areas op te lei wat die opleiding desentraliseer in 3 fases van opleiding, waar die eerste fase huis- en hartopleiding behels. Die opleiding sluit ook in vuurwapenopleiding, asook die wetlike aspekte wat boere en hulle gesinne moet weet wanneer hulle met kriminele gekonfronteer word. Opleiding geskied meestal oor naweke plaas. Daar word beplan om binne 'n jaar of 2 al die boerderygemeenskappe op een standaard van opleiding te kry. Fase 2 van die opleiding behels reaksiegroep opleiding, terwyl fase 3 spesialisopleiding waaronder spoorsny behels. Baie van die kameranetwerke wat in die landelike gebiede geïnstalleer is deur boerderygemeenskappe self befonds. Maar waar AgriSecuritas 'n bydrae kon lewer, het hulle so gemaak. Opregte woord van dank van ons af van AgriSecuritas wat finansiële bydraes lewer om ons landbougemeenskap veiliger te maak. In die afgelope 7 jaar het AgriSecuritas meer as 5,9 miljoen rand se finansiële bydrae gelewer tot die installering van veral kameranetwerke om verdagte beweging in die landelike gebiede op te tel, veral met betrekking tot voertuie in die 36 boerderygemeenskappe in die Vrystaat. Groot suksesse word bereik met die LPR-kamera waar verdagte beweging vroegtydig opgetel kon word. Ek is Jane Buys, ek is 'n veiligheidsrisiko-analis by Vrystaat Landbou. Ek is ook die Vrystaat Landbou veiligheidslesenaar. Ten opsigte van mediaverklarings en persverklarings stel Vrystaat Landbou op 'n weeklikse basis pers- en mediaverklarings uit en word dit rakende veiligheid gedoen. Daar word ook baie radio-onderhoude op 'n weeklikse basis gevoer rakende die impak en die omvang van alle misdade wat die landbousektor negatief in die Vrystaat beïnvloed. Daar word ook baie navorsingsartikels geskryf, akademiese artikels rakende die impak en die omvang van misdade in die landbousektor. Dit word ook weergegee aan leidinggewende Afrikaanse en Engelse mediahuise. Daar word ook baie berigte in die oorseese media geplaas, rakende die voorkoming van plaasaanvalle, rakende die ander eiendomsverwante misdade en veral die georganiseerdheid daarvan, wat ook te doen het met veediefstal, wat ons saam aanspreek saam met die rooivleisprodusente organisasie, asook ander eiendomsverwante misdade wat op 'n georganiseerde manier en wyse plaasvind. Dit is veral met betrekking tot skroot- en koperkabeldiefstal, essensiële infrastruktuur, asook baie produkdiefstal soos mieliediefstal, sonneblom ensovoorts. Dan ook gedurende die staat van inperking wat sedert Maart 2020 plaasgevind het, is daar baie opnames onder boerderygemeenskap gedoen in die Vrystaat, ook via die Mentimeter. Daar is ook bepaal wat is die impak en die omvang en die uitrol van die landelike beveiligingsstrategie. Al hierdie dokumentasie en analises rakende die impak en omvang van misdaad word deurgegee aan die polisie, aan alle staatsdepartemente en ook om die publiek in te lig rakende die impak en omvang daarvan wat nadelig is vir die landbousektor. Daar word ook dan deur hierdie akademiese en navorsingsdokumentasie en inligting versprei aan die polisie en die weermag ten einde druk op hulle toe te pas om hulle kapasiteit in die landelike gebiede te verhoog en ook misdaadvoorkomingsoperasies van stapel te stuur.